Familie, welkom terug, dit is Dinsdag. En ons gesels hierdie week oor die tema tyd, vriend of vyand. En vandag wil ek met jou oor iets praat wat dalk stil is, maar wat baie dodelik kan wees vir ons. En dit is geen grense. 'n Lewe sonder duidelike grense is soos 'n glas water wat tot op die kantlyn gevul is. Die oomblik as jy nog 'n bietjie water bykom, dan borrel dit oor, dit mors oor. En net so is dit met ons tyd. Net so mors ons vrede, ons gedagtes en ons tyd as ons nie duidelike grense stel nie. En Jesus het nie sy disippels en sy roeping sonder grense benader nie. Nee, hy het gereeld teruggetrek. Hy het gereeld na die bergtop toe gegaan, na 'n stil plek, om wat te doen? Om te bid en te herstel. Selfs toe mense nood gehad het, het hy duidelike grense gestel. En dit wys ons dat beskikbaarheid nie altyd heilig is nie, maar dat wysheid grense stel. En 'n baie wyse Paulus skryf aan die Efese gemeente in Efesiërs 5 en hy sê vir hulle die volgende. Hy skryf vir hulle: Wees dus baie versigtig hoe julle lewe. Moenie soos dwaase mense lewe nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Moenie onderdeur dag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Familie, wat Paulus hier in al sy wysheid vir ons sê is, wees doelbewus met jou ja en wees doelbewus met jou nee. Want onthou, ja beteken nie net, ek sal dit doen nie. As ons ja sê vir iets, beteken dit, ek sal my hart daarvoor gee. Ek gee alles wat ek is vir jou, vir daai oomblik. En die nee is net so belangrik, want die nee bring die grense in. En ek wil vandag vir jou sê, familie, stel doelbewuste grense. Partykeer gaan jy moet nee sê, want jy besef jou tyd is of 'n vriend of 'n vyand. Wat is een grens vandag, familie, wat jy moet instel om meer wys met jou tyd te wees? Vra jouself daai vraag vandag. Watter grens moet jy vandag reeds instel om tyd jou vriend te maak en nie jou vyand nie? En ek wil weer jou vandag vra, net of jy is jou oë toe te maak en saam met my hierdie kort gebed te bid. Bid saam met my. Here, help my om wys te wees met my tyd. Gee my moed om grense te stel wat my nader aan U bring en my naastes beskerm. Amen. Familie, mag julle 'n wonderlike Dinsdag beleef. Ek sien julle weer môreoggend.